Openbaring 11. Ons gaan 1 tot 14, vers 1 tot 14, hopelik behandel. Ek sê nou net vir die dames hier, so ek hoop ek onthou nog hoe om 'n teoloog te wees. It's been a long time. In elk geval, ons hoop vir die beste en ons hoop vir genade. So die twee getuies is volgens baie kommentators en ek stem nogal met hulle saam, is op 'n manier eintlik die moeilikste hoofstuk in Openbaring. En aan die ander kant op 'n manier die maklikste hoofstuk. Dis nou ek wat dit nou bysit. As mens die breër lyne van die heilsgeskiedenis en die Here se openbaring aan die mens in gedagte hou, dan pas alles mooi in mekaar in. Ek dink hoofstuk 11 is 'n hoofstuk waar mens baie maklik te ingewikkeld kan probeer wees en die groot lyne kan mis. En as mens te ingewikkeld probeer wees en meer in die teks lees as wat die teks vir 'n mens gee, dan begin mens bietjie in die moeilikheid kom. Ek is nou vir die hele jaar is ek nou by die skool aangestel vir die Mamelodi Sundowns se onder 13 sokkerspan. So hulle is my klas. So ek gee vir hulle al die vakke behalwe kuns en wiskunde. Maar dis dan 12 seuns wat elke dag heeldag voor my sit. En is interessant en hulle is goed stout en hulle sportmannetjies en baie intelligente seuns van reg oor die land. Maar ons is nou 'n bietjie besig om te begin met poësie en daarso kan 'n mens half met poësie het mens eintlik die nadeel dat jy ken die outeur nie. So jy kan 'n gedig lees en jy's in 'n posisie waar jy met 'n kunsvorm besig is waar jy moet interpreteer. En dit wat jy van die outeur weet, is dit wat ander mense vir jou sê, en dis bitter selde wat ons baie van enige digter af weet, tensy jy nou diep gaan grawe. Meestal is dit dan tweedehandse inligting. En dan kan 'n mens baie maklik die pad bystraak. Ek onthou in my finale jaar Engels literatuur eksamen, toe ek Engels by die universiteit gestudeer het, moes ons altyd detailed analyses doen. So dan gee hulle vir jou gedig en dan moet jy nou opstelle skryf oor die gedig, en hulle vang ons toe vir 'n file waar hulle vir ons 'n Emily Dickinson gee, wat ek dink die hele gedig was 12 woorde. Dan moet jy iets soos 12 folios vol skryf. Nou daar is gorrel en jy dink uit en jy kyk na die woorde en jy interpreteer en jy kan in alle rigtings ingaan. Ek dink die dosent het homself daar in die voet geskiet, want ek dink nie dit kon pret gewees het om daai te merk nie. Maar met die Bybel is dit al, hoekom sê ek dit alles? Met die Bybel is dit iets anders, ons ken die outeur, God openbaar homself aan ons. Ons is bekend met die een wat hoofstuk 11 geskryf het en vir ons gee. So wanneer ons hoofstuk 11 lees en daar's dinge wat deur mekaar is of confusing lyk, of wat lyk of dit nie sin maak nie, of ons begin op die punt kom waar ons nie meer weet nie, dan is ons waarskynlik op die punt waar ons nie meer weet nie. Dan moet ons soektog nie gaan na 'n groter interpretasie van dinge wat ons nie voorheen in die Bybel gelees het nie, maar dan moet ons osself juis weer terugkeer in die teks in die groter konteks van die Bybel in, want God openbaar homself aan ons. En hy gaan nie ewe skielik nou vir ons in Openbaring 11 in 'n kort hoofstuk 'n klomp nuwe goed gee nie. Hy sê vir ons op 'n manier wat dalk moeiliker is om te verstaan, dinge wat hy alreeds vir ons gesê het. Goed, so onthou toe ons begin het met Openbaring, het ek ook vir julle gesê, as jou interpretasie van Openbaring, as dit wat jy lees en as dit wat jy raak sien, nie strook met byvoorbeeld wat ons in die belydenisskrifte bely, die goed getoetste, goed deurtrapte, betroubare belydenisskrifte van die gereformeerde leer nie, dan is jy verkeerd. Want in Openbaring sê die Here niks anders as wat hy in die res van die skrif sê nie. Goed, en dan gaan ons ook in Openbaring 11, wat ek daarmee probeer sê, ek sien Tannie Frans vir my,
wat ek daarmee probeer sê, nee, dis reg, maar, en Tannie mag vir my vir ons, en Tannie moet vir my vir ons, as Tannie nie saamstem nie. Wat ek probeer sê is, Openbaring is openbaringsgeskiedenis, en ons belydenisskrifte beskryf openbaringsgeskiedenis, som dit op. So as jy ietsie gaan vind wat byvoorbeeld in Openbaring vir jou lyk asof dit die uitverkiesingsleer ontken, en dit verander jou gedagtes, dat jy sê die uitverkiesingsleer van God is nie meer vir jou die waarheid nie, dan het jy Openbaring verkeerd interpreteer. Okay. Openbaring strook met die res van die Bybel. Daar is nie werklik groot nuwe rigtings in 'n dogmatiese sin nie. So kom ons lees hierdie gedeelte, en dan bid ons saam. En Riet, dit volg nou op die boek wat Johannes eet, né? Wat soet in die mond is en bitter in die maag. En dan word af Johannes gesê, hy moet profeteer oor baie volke, nasies, tale en konings. En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voor of buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. En ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plaae, so dikwels as wat hulle wil. En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, maar waar ook ons Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3 en 'n halwe dag lank sien, en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle, en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na die 3 en 'n halwe dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het dit aanskou. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 1/10 van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword, en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Die tweede wee het verbygegaan, en kyk, die derde kom gou. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U ons weer hier by mekaar gebring het, dat U ons gespaar het. Dankie vir 'n nuwe jaar. Dankie dat ons mag weet dat ons ook in hierdie nuwe jaar ook 'n taak het om te doen, dat ons 'n roeping het om te vervul. Ons vra dat U ons naby sal wees in hierdie kort tydjie wat ons saam het, dat ons ook sal hoor wat U vir ons sê, wat U Gees aan ons openbaar. Ons vra dat U sal gee dat ons sal groei in kennis van U en liefde vir U, dat ons geloof versterk sal word. Baie dankie dat ons mag weet dat hierdie dinge ook van ons praat, en dat ons ook hier baie het om te leer, en baie het om oor te dink en te reflekteer. Ons vra U dat U ons sal bewaar ook tot die einde toe, dat ons gereed sal wees vir die koms van die Seun. Ons bid hierdie dinge in Christus naam alleen. Amen. Goed, so hier het ons nou 'n hoofstuk net konteks gewys. Ons het die wees, en dan soos met die vorige patrone van 7, is daar half in Engelse interlude, 'n tussen gedeeltetjie, wat oor ander dinge praat, en dan kom nommer 7. Goed, so dit is nou net om, waar ons laas jaar opgehou het, net om te hervat, ons is nou in die tussengedeelte, tussenin. Reg, en nou hoor ons van hierdie 2 getuies. Onthou, die is simbolies. Weereens, Openbaring is simbolies. Openbaring is nie eerstens
as apokaliptiese literatuur in die gedeeltes wat apokaliptiese literatuur is dit nie primêr letterlik nie. Ons het hierso te doen met onder andere simboliek en 'n klomp ander goed, maar simboliek is hier die belangrikste. En as mens nou vir 'n Engelse klas symbolism verduidelik, dan sê jy dis die woorde like en as word gebruik. So jy het ietsie en dan sê jy hierdie ding is soos daai ding. Goed. Hierdie kat is soos 'n vinnige wind. Goed, die kat is nie 'n vinnige wind nie. Dit is dan as jy met ander poetic devices besig is. Maar in elk geval, lang storie kort is, ons het te doen hier met simboliek. So as ons klaar in die opskrif lees twee getuies, onthou dit verteenwoordig iets. Dit is nie 'n letterlike twee getuies wat ons histories moet gaan soek nie. Baie mense het al die foute gemaak om dan te gaan sê, spesifiek wat se twee mense was hierdie, of ons wag vir twee spesifieke getuies. Dit is nie wat hier ter sprake is nie. Nou in die eerste plek word daar 'n riet soos 'n stok aan Johannes gegee. In die Engels staan en sê, staan op en meet die tempel van God in die altaar en die wat daarin aanbid. Enigiemand aan wat se boek laat dit jou dink? Esegiel, né? OK, so jy daarso dadelik dink jy terug aan Esegiel waar daar gemeet word, waar daar met 'n seun van die mens gepraat word, en ek dink dit is bedoel om so te wees, maar ek het nou weer in Desember Esegiel gelees. Daai laaste hoofstukke van Esegiel oor die nuwe tempel, dis daar bitter moeilike hoofstukke. Want ek kan nie gebaseer op die woorde wat daar staan presies uitpleis hoe sou hierdie tempel moes lyk nie. Tragiese hoofstukke ook, maar dan vanuit die tempel op die einde van die dag vloei daar hierdie stroom van lewende water. So dit is dan, laat mens daaraan dink, wat is die troos agter hierdie hele idee dat die tempel gemeet kan word, of dat God in hierdie omstandigheid vir Johannes kan sê, of dat daar vir Esegiel gesê kon word, gaan meet dit. As iets meetbaar is, dan ken die almagtige God dit. As jy as mens iets kan meet, as jy so ver kan gaan soos om met 'n maatstok ietsie te omvat of te meet, hoeveel te meer is God dan ten volle bewus van daai gebou, of dit wat hier verteenwoordig word. Nou, hierdie praat dan ook weer eens nie spesifiek van die tempel soos wat hy in Jerusalem gestaan het in daai tyd nie. Dit praat van die tempel, die konsep van die tempel, die idee agter die tempel, en die wat daar met die tempel van God, die altaar en die wat daarin aanbid. Goed, so nou het ons 'n prentjie van 'n tempel wat gemeet kan word, 'n altaar, die plek waar bloed vergiet word ter wille van verlossing, en dan hulle wat daar aanbid. So hierdie is dan 'n beperkte area met belangrike elemente in, en daar's mense wat daar aanbid, dit kan gemeet word, daar word dus vir ons aangedui, God is ten volle bewus van wat hier afspeel. Weereens kom ek terug, ek herhaal myself, as 'n mens dit kan meet, en as 'n mens dit kan sien, dan kan ons weet dat God baie beter weet wat daar aangaan. Dan kom die groot maar in vers 2, maar die voor of buitekant die tempel moet jy uitlaat, en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Goed, so nou word daar gesê, hierdie gedeelte meet jy, en dan is daar 'n ander gedeelte wat deel is van die tempel wat jy nie meet nie. So daar's uitsluiting. Dit is deel van die tempel, maar jy meet dit nie, dit word uitgesluit. So nou word die tempel opgedeel in gedeeltes. Die een wat gemeet word met die altaar en hulle wat aanbid, reg, en dan die voor of buitekant die tempel wat uitgelaat word en nie gemeet word nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Alright, so nou is dit baie maklik om maar net te dink, goed, so nou is daar heidene en mens lees verder, maar die betekenis van die woord hierso is baie belangrik. Nou, as ek reg onthou, Herodes het in sy tempel dan ook mos verder uitgebrei en hy het toe 'n gedeelte daar gemaak vir heidene om ook te kom. Waarmee die oorspronklike tabernakel en tempel was daardeur God ingeruim, dat hulle wat proselitiseer, hulle wat Israeliete word, van buite af, het 'n plek in die tempel. Goed, maar nou word hierdie uitgesluit.
Reg, so daar is lyne na die hele tempelkonsep toe wat mens kan sê, goed, dit kom van iewers af, maar wat wel baie interessant is hierso is dat daar's uitsluiting en dit word aan die heidene gegee. So kom ons praat gou oor die heidene. So dit is dan mense wat tempel toe kom. En dis in die heilige stad. So daar is 'n vorm van godsdiens. Daar is 'n vorm van godsdiensbeoefening. En hulle doen dit op die regte plek, of ten minste hulle gaan na die regte plek toe om dit te doen, maar daar word gesê hulle word uitgesluit. So wat is die onderskeid dan hierso? Nou is dit baie maklik om die woord heidene hierso te vat as hulle wat nie gelowiges is nie, maar ek is oortuig daarvan, hierdie dui baie meer daarop dat hierdie is gelowiges, wat hulle self as gelowiges sien en bestempel en beskryf, en wat na die regte plek toe gaan om te aanbid, maar eintlik heidene is. So hulle is nie waarlik kinders van God nie. En dis 'n ongemaklike waarheid, né? Dis 'n bitter ongemaklike waarheid, en oom. As hy daar's iemand met 'n leer agter daai deur. Amper het ons 'n krisis. Goed, so nou klink dit vreemd, maar as mens gaan dink aan die breër lyn van die skrif, dan is dit iets wat vir ons absoluut duidelik keer op keer oop en bloot verkondig word. Daar is mense binne die kerk van Christus wat nie waarlik kinders van God is nie. Ek het dit al hoeveel keer ook gesê, soos wat Paulus sê, onder andere, daar's baie voordeel daaraan om deel te wees van 'n kerk. Daar's baie voordele. As jy nou 'n baie mooi, goed ondersteunende sosiale klub soek, dan is die kerk die ideale plek. As jy simpatie en empatie en versorging en samesyn en alles wil hê, daai goeders wat ons as mense so na smag. As jy daai tipe goed wil hê, moenie gaan rolbal speel nie. Word lid van 'n kerk. Goed. En wat ek daarmee probeer sê is, daar's baie voordele en dit is wat Paulus ook bedoel in onder andere Galasiërs 6, as hy sê, hulle wat die vrug van die Gees gesmaak het, hulle wat deel gekry het daaraan, maar nie ontvangers van die Gees is nie. Jy proe die goeie van kerk wees, jy ervaar die goeie van kerk wees, maar jy is nie werklik kerk nie. Goed, want hier word gepraat van 'n gedeelte van die tempel wat uitgesluit word. Daar word 'n onderskeid gemaak tussen hulle wat waarlik aanbid, hulle wat waarlik die kinders van God is, hulle is in die gedeelte met die altaar, hulle aanbid daar binne, en dan sal 'n gedeelte buite wat uitgesluit word. Is baie tragies, maar ons moet elkeen onsself ook gaan ondersoek, is ons werklik, maak nie saak jonk oud, dit is ietsie wat ons werklik onsself maar deurlopend oor moet ondersoek, is ek in die kerk vir voordeel, of is ek in die kerk omdat ek werklik die Here wil aanbid? Nee. En dit val nou tog so moeilik op ons moderne gereformeerde ore. Maar in elk geval, en daar het mens half hierdie gedeelte, half hierdie konteks. En dan wat doen hulle? Hulle vertrap die heilige stad 42 maande. Nie sommer net 'n stad, nie die heilige stad. Hulle vertrap dit. Nou wat op die einde van die dag, dink mooi daaraan. As jy 'n heiden is, maar jy's in die kerk, maar jy's 'n heiden, en is moontlik om dit te wees. Wat gaan jy in die kerk doen? Jy gaan stukke dit maak. Jy gaan skeur, jy gaan breek. Jy gaan vernietig, jy gaan verniel. Hoekom? Want op die einde van die dag kom ons van die kerk en alles uit die prentjie uit. Op die einde van die dag gaan dit daaroor geloof teen ongeloof. Dit is waar die oorloglyn is. En jy kry geloof en ongeloof binne die mure van die kerksaal. So, maar dan moet ons nou opregtig oppas vir heksejagte, julle. Dat ons nie mense wat werklik beswaard is oor 'n saak byvoorbeeld of ietsie, nou uitmaak as heidene en vyande van die kerk en al sulke goed nie. Dit is nie. Mens sien werklik aan hoe iemand lewe en hoe hy in die kerk lewe, sien 'n mens. En dis maar ook dan baie binne die ampt van die ouderling om te onderskei, is die lidmate werklik aktief meelewend. Jy sien mos die vrug, jy sien mos wat gebeur. Goed, okay, dan
is almal tevrede met dit, want hierdie is baie kontroversieel wat ek nou net gesê het. Dis baie kontroversieel en nie almal gaan gelukkig wees met dit wat ek nou gesê het nie. Ja. Ek wil net vra wat maak ons met al die getal? Met al die? Ons kom nou by die getal. Okay, ja, we getting there. Dan, 42 maande, wat is 42 maande? Die helfte van 7. 7 jaar. So, 7 is die volmaakte getal. So, as God het die volmaak sou toelaat, sou dit baie langer aangehou het, as wat dit sou aanhou. So, in die helfte van die volmaakte tydperk, sê die Here genoeg is genoeg. Dit is maar wat baie kommentators sê, en it makes sense. Jy weet, dat hulle wat hierso, en ons gaan nou by dit kom, hulle wat hier by die altaar aanbid, en in daai gedeelte van die tempel is, wat God sê, meet dit wel, en dat klink baie soos uitverkiesing, God weet wie sy kinders is, meet dit, maak 'n getal daarvan, bepaal hoeveel daar is. Daai gedeelte dan, hulle is dan typies die wat jy weet, die evangelie is soet in die mond, maar bitter in die maag. Dis hulle wat nou gaan uitgaan en gaan profeteer. Alright. En dan daai 42, daai vertrapping van die heilige stad. Dit is bitter moeilik vir God se uitverkore kinders om dit te sien gebeur. En dan kom typies daai vraag, hoe lank nog? Hoe lank nog? Ons sien al hoe meer, byvoorbeeld, op baie kerklike vlakke, op baie kerklike terreine, hoe die kerk net die pad byste raak. Baie verskillende kerke, baie verskillende kerkverbande, baie kinders van die Here wat net regtig die pad absoluut byste raak. En dit maak mens hartseer, né? Dis nie lekker om dit te sien nie. Dis nie lekker om, weet, al die charismatiese sektariese bewegings te sien groei en so invloed op mense te hê nie en alles. En dan net mense, want volgens my vertrap baie van hulle regtig die heiligdom, die heilige stad, die kerk. En dan net wanneer dit voel dis te veel, dan stop die Here. 42 maande, die helfte van 7. Okay. En ek sal aan my 2 getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Nou in plaas van dat mens fokus op die 2 getuies, moet ons nou onthou ons is besig met apokaliptiese boek hierso. So die 2 getuies gaan nie spesifiek oor 2 nie, maar die 2 verteenwoordig iets. En uit die res van die gedeelte kan 'n mens sien dat daar baie ooreenkomste is dan met Moses en Elia, die werk wat Moses en Elia gedoen het. Nou Moses en Elia was tot in 'n groot mate albei apokaliptiese figure gewees, as mens mooi daaraan dink. Moses en Elia in hulle lewens, en ek kan nie nou te veel daarop ingaan nie, maar in hulle lewens, so julle moet nou besluit, is dit omdat daar te min tyd is, en of ek nie regtig bevoeg is om te veel daarop in te gaan nie. So dit is nou julle mystery om oor te wonder. As iemand sê, ek gaan nou nie te veel daarop ingaan nie, dan dink mens altyd goed, hy het nou nie tyd nie, maar eintlik is die ou sê, ja, ek het nou hier ding gesê, wat ek nou nie eintlik te veel oor kan sê. Maar in elk geval, dis 'n bietjie van al twee julle, maar Moses en Elias, mens mooi gaan kyk, Exodus motiewe. So Moses en Elia het albei in hulle lewens baie sterk, Moses obviously, maar Elia dan ook. Nou as mens ook dink aan Elia se hemelvaart en alles, dis soos 'n Exodus, 'n uittog uit hierdie wêreld uit. Maar dan ook die magtige dade wat hulle gedoen het, hoe hulle openbaar is, die kragtige dade wat hulle gedoen het, hoe jy kon nie Moses of Elia ignoreer nie. Konings in die tyd van Elia, heidense konings het geweet wie Elia is. Heidense konings het geweet wie Moses is. Jy kon hulle nie ignoreer nie. Hulle was profete wat opgetree het op 'n wêreldvlak, op 'n wêreldtoneel, wat magtige dade gedoen het. Wat ook by tye gelyk het asof hulle 3 dae lank dood op die straat lê, asof hulle weggeraak het. Weet Elia
gaan gereeld op 'n kontikie toer iewers heen. Jy weet, as jy dit nou so kan sê. Elia moet in Israel profeteer, maar dan gaan woon hy by 'n weduwee daar doen. En dan sê hy daar, en dan sê hy hier, waar's Elia? Is Elia weg? Dan sit Elia in 'n grot. Moses is op die berg. Waar kom die goue kalf sonde vandaan? Hulle dink Moses is weg. Goed. En dan wat gebeur? Dan kom Moses terug. En dan sal nou moeilikheid. Dan Elia kom terug en dan sal moeilikheid. Tot op die einde waar Moses en Elia het dan ook, wat het Moses? God is die een wat hom begrawe. Niemand weet waar Moses begrawe is nie. God ontvang hom. Wat gebeur hier aan die einde? Die profete, die hemel word geopen, die profete gaan in die hemel in. Wat gebeur met Elia? Die hemel open en hy gaan in die hemel in. So sodra mens daai twee in gedagte hou en jy hou Moses en Elia in gedagte, en jy lees hierdie gedeelte, dan eers skielik kan klik daar soveel dinge wat jy gaan soos, ek sien die patroon, ek sien die patroon, ek sien die patroon, ek sien die patroon. So word dan myns insiens, dit is wat hoe ek het interpreteer, hulle wat hier gemeet kan word, en hulle wat hier by die altaar is dan die twee getuies wat van daar af uitgaan. Wat moet die kinders van God, die uitverkore kinders van God doen? Van die plek van aanbidding af, moet ons uitgaan in die wêreld in, en ons moet verkondig. En die manier waarop ons verkondig, en die dinge wat ons gaan doen, as ons reg verkondig, en as ons perspektief reg is weer eens van so aard, dat jy kan nie ignoreer nie. Dit kan nie geïgnoreer word nie. Dit gaan verpes word. Dit gaan gehaat word. Dit gaan mense daartoe dryf dat hulle jou wil doodmaak en vernietig, en dan sal jy jou doodgemaak kry en vernietig kry. Nou jy as verteenwoordiger van die evangelie, hulle probeer eintlik die boodskap wat jy verkondig doodmaak en vernietig. Dat hulle dan gaan feesvier en bly gaan wees. En dan net soos dit lyk of dit wat jy verkondig het, saam met jou dood gegaan het, dan kry jy dit weer lewe. Profete kry weer lewe. Net soos dit lyk, jy is weg. Ons gaan nou feesvier. Hierdie lastige boodskap is weg. Kry weer lewe. En dit gaan aan, en party kom tot bekering, en die res word, hulle wat die boodskap gebring het, word in die hemel opgeneem. Goed, ek gaan 'n slukkie van my oseaan vat. Reg, so is almal sover tevrede met hoe ek hierdie nou ingelei het, enige vrae? Almal gelukkig? Goed, so dis baie interessant, nou as mens bietjie daai perspektief en daai konteks begin kry, julle kan ook maar 'n bietjie self gaan oplees daaroor. Ek het dan my twee getuies gegee dat hulle met sakke bekleed, okay? So weer eens, wat tipies is kenmerkend van die groot profete? Al die pad in die skrif, kyk na Johannes, kameelhare, sakke, hierdie ouens het nie, Elia het sy mantel, dis profeetklere, en daai is een van die groot dinge wat ons laat terugkyk na die profete van die Ou Testament, en dan op die einde van die Ou Testament, wie is die grootste profete? Moses en Elia, en as mens na die res kyk, dan sien jy, dat mens heel waarskynlik dan die afleiding kan maak, dat Moses en Elia hierso dan as terugverwysend, as voorbeelde gebruik word, dat hulle 1260 dae lank sal profeteer. Dus kom ons kyk net gou. 3,5 jaar. Dankie, wie so vinnig met wiskunde. Okay, so daar het ons nou baie indrukwekkend. Ek wil gou die sommetjie op my sompompie doen hierso op my foon, maar 3,5 jaar, so daar het ons dan weer die helfte van die volmaakte getal. So waar dit lyk asof hierdie baie langer gaan aanhou, waar dit lyk asof hierdie lyding baie langer gaan aanhou, asof dit amper onuithoudbaar is, word die tyd gehalveer. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor God van die aarde staan. Nou as mens daarna jou kruisverwysing gaan kyk, sien mens Sagaria 4 vers 2. Sagaria maak my altyd nervous want ek laai hom mis. En ons kyk gou.
Het iemand daar? Ja, die is hy. Sagaria, wat ek gesê 4 vers 2, né? Of 2 vers 4? 2 vers 4, Sagaria 2 vers 4 en 4 vers 2. Ok, hier is hy, 4 vers 2, dankie julle. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar heeltemal van goud en sy oliekant bo op hom en sy 7 lampe op hom, telkens 2 aanvoerpype loop na die lampe wat oor hom is, en dan vers 3, ook 2 olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekant, een aan die linkerkant daarvan. Goed, so hierdie lig wat hierso dan verteenwoordig word, en weer eens mens kan baie lank praat oor die kandelaar, en wat die lig van die kandelaar daarso in die tabernakel en die tempel gedoen het, die lig wat skyn aan die een kant, en dan skyn dit op die toonbrode, op die tafel oorkant. Nou, julle is bekend met daardie beeld, saam met die tabernakel en die tempel. Nou, daai lig kom van iewers af, dis 'n lig wat skyn in hierdie wêreld. Nou kom ons onmiddellik weer by Jesus wat praat van die evangelie. Evangelie is die lig. Waardeur skyn die lig? Waardeur skyn die lig in hierdie wêreld? Deur die kerk van Christus, deur die kerk van Christus, wat nie binne die 4 mure van die kerk eerstens nie, maar daar buite vanuit die 4 mure van die kerk, waar erediens as Godgegewe instelling 2 keer op 'n Sondag gebeur, buite die mure, daar die lig skyn. Goed, en die lig kom dan van iewers af, en dan in Esegiel 4 vers 2 sien ons dat die kandelaar se lig word gevoer uit 2 olyfbome, daai olie vloei, dis lewende bome wat lewende olie gee om die altaar te laat skyn. Goed, so dis die profete. Dit is hier, hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. Goed, so nou sien ons weer eens simbolies, onthou in antieke nabye ooste konteks, dat die ding wat iets verteenwoordig word gesien as die ding. So nou sien ons hier in Esegiel 4 vers 2 sien ons die prent van die kandelaar en die 2 olyfbome, maar nou hierso brei Johannes uit op dit, en dit is asof hy hierdie nou kom uitleen, hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelaars wat voor die God van die aarde staan. Dis nie hulle is soos nie, hulle is. So dan sien ons dat hierdie profete, die kerk wat die evangelie in die wêreld verkondig, is die lig van die wêreld, maar daardie lig skyn ook in die hemelse tempel van God. So weer eens sien mense daai pragtige verbintenis wat mense soveel keer nie net byvoorbeeld in die Pentateeg sien met die bou van die tempel en alles, en dan van in Hebreërs van lees nie, maar ook die baie mooi verbintenis wat mense dan hier kan sien tussen werklik die lewe van die kerk hier op aarde as strydende kerk en die troonkamer van God in die hemel. Onthou, die hemel is deel van die geskape dinge. God skep hierdie troonkamer in die hemel. En dit is waarvan uit hy met die skepping in verhouding staan. Voordat God geskape het, is daar niks, net God. Daar was ook nie 'n hemel waarin God funksioneer. Dis een van die groot argumente hoekom die engele dan ook aan die begin geskape is, dat teen die tyd wat God praat om te skep, dan sal klaar iets anders. Dit is moeilik om dit te verduidelik. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Wat voor die begin? Voor die begin was daar nie tyd nie, daar was niks. Daar was net God. Daar was nie spasie nie. God het nie in spasie bestaan nie. God het nie in tyd bestaan nie. God het nie in plek bestaan nie. God is. En dit is onmoontlik vir ons om dit te begryp. Goed, maar nou wanneer God skape, dan maak hy die troonkamer waarvan ons hierso lees. En dit is waar hy homself dan plaas in verhouding met die skepping. En die oomblik wat jou kom net bietjie begin gaan, dan raak jy dom, en dan moet jy nie verder dink nie. Goed, so, nou, wat ek net my gedagte, skus julle, daai gedagte net van geen plek, geen tyd, voeter altyd my brein op. Ek dink die prediker sê ook aan die einde van prediker en bestaan, kan hy nie verstaan nie. Hy kan nie verstaan dat ons bestaan nie.
Nou, dit is ietsie Prediker stamp sy kop, die wyse man stamp sy kop teen dit, en dit is iets waarteen ons ook eintlik maar ons koppe moet stamp. Maar in elk geval, goed, so die profete is aan die 2 olyfbome, hulle staan voor die God van die aarde, nou weer eens, dink mens terug, jy dink aan die wierookaltare en alles wat daarmee saamgaan, ons gebede voor die troon van God, ons is daar, ons word in die hemel verteenwoordig, God weet van ons, God ken ons, God is intiem deeglik bewus van ons bestaan hier op aarde. Dan hoofstuk 5, en as iemand hulle wil beskadig, gaan daar 'n vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande, en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Goed, so, wat beteken hierdie beskadig? Hierdie beskadig beteken nie primêr liggaamlik nie. Daar is mense wat doodgemaak word omdat hulle Christene is, al hoe meer. Daar is mense wat sê, ons lewe in die tyd van die wêreld waar daar die meeste martelare ooit sterf. Ons mag dit nie vergeet nie, ons moet soos Hebreërs vir ons sê, ons moet bid vir die mense wat swaar kry vir hulle geloof, asof ons het aan ons eie liggame voel, net hier op in Afrika, in Suid-Afrika word mense vervolg vir hulle geloof, word mense doodgemaak vir hulle geloof. Ons moet dit besef en ons moet dit onthou. Goed, so as mense hulle wil seermaak, gaan dit meer oor 'n geestelike realiteit. As iemand die evangelie wat jy verkondig, as iemand dit waardeur jy wedergebore is, die waarheid van verlossing in Christus, as iemand dit wil aanval, dan gaan daar vuur uit jou mond uit. Wat doen jy? Jy praat met woorde terug en jy weer lê hulle. Jy gebruik die woord van God om die aanvalle op die waarheid van God te weer lê. Okay. Nie een van ons monde is van nature in staat daartoe om vuur te laat uitgaan. Ons kry die vuur blaasmense, maar dit gebeur met hulpmiddels. Nou, weer eens, dit is nie letterlik nie, daar gaan nie letterlik 'n vuur uit gelowiges se monde begin uitgaan iewers in die toekoms en mense verbrand nie. Dit weet ons, dis logies. Waaroor dit hier gaan as jy weer lê met die woord van God, dink maar aan 2 Timoteus 3 vers 16 en verder, as ek dit korrek het. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie, en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande plaas so dikwels as hulle wil. Goed, hierdie is baie belangrik. Ons durf nie. En vergewe my as ek bietjie dalk op iemand se tone trap of dit nie reg klink nie, maar ons durf nie patetiese Christene te wees nie. Ons is die strydende kerk. Hoe lyk dit as jy oorlog voer? Aanvaar ons net die boosheid of bestry ons dit? Baklei ons teen die Satan en sy magte? Of is ons tevrede solank ons maar kan Checkers toe gaan en veilig by die huis kom en 'n bietjie Bybel kan lees? Of moet ons daadwerklik bestry? Hierso staan, hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. Nou ek dink tot in 'n mate is sulke verse van ons ongemaklik, want ons is bang dat ons nou onmiddellik in TB Joshua gaan verander. En jy weet, die snaakse geestelike, mysteriese magte en goeders gaan wil oproep en alles. Nee, as ons die waarheid van die evangelie praat, en ons weer lê en bestraf die bose, maar bo en behalwe dit, ons volg die patroon wat ons in die skrif vind. Ja, natuurlik bid mens altyd vir bekering by hulle wat boos is en verkeerd optree, maar bid ons ooit daarvoor dat die bose werke en die doeners van die bose werke werklik deur God gestraf en op 'n einde gebring sal word. So nou bid ons vir hulle wat onder vervolging is, maar bid ons ooit dat ISIS deur die Here tot 'n einde gebring sal word, dat hy ISIS sal vernietig, wat Christene op strepe doodmaak, op die wreedste maniere. Bid ons ooit, Here vernietig hulle. Ja, laat hulle eerste prys, laat hulle tot bekering kom. Maar as hulle nie tot bekering kom nie, vernietig hulle.
Maak 'n einde. Laat hierdie boosheid stop. Mense, laat ek vir julle sê, as hierso vervolging in Suid-Afrika kom, en my geliefdes word onderste bo aan kruise opgehang, of vasgebind en verbrand, of aan pale vasgebind in die lig vir almal om kaal te sien, dat hulle van die honger doodgaan, vir almal om dit te sien, en mense spoeg en slaan en gaan mal, sal ek wens daar's iemand in die wêreld wat bid, dat daai regering tot 'n einde gemaak sal word. Ons is in 'n stryd teen die bose. Dit is 'n Bybelse beginsel, om daadwerklik teen die bose te stry. Nou, as ons dan werklik bid, dat God 'n einde sal maak aan die boosheid, wat op hierdie wêreld seëvier. En ons weet dit gaan tot die einde bly, maar dit beteken nie dat ons dit net aanvaar nie. Ons moet teen dit bid, ons moet aktief teen die werke van die bose bid. Wat gaan dan gebeur? Wel, een van die maniere wat God sal kan gebruik om 'n regering tot 'n einde te bring is byvoorbeeld droogte, natuurrampe, daai tipe van goed. Dis nie random goed wat in die wêreld gebeur nie. Dit het in die Ou Testament gebeur. God is altyd dieselfde. Hoekom sal dit nou ophou gebeur? So jy, wanneer jy oortuig is van die waarheid van God, dan moet ons ook onthou dat die God wat in die Ou Testament opgetree het, die God wat sy seun vir ons sondes laat sterf het, die God wat in ewigheid 'n hel aan die gang gaan hou om die werke van die boosheid in ewigheid te vergelde. Hoekom sal daar nou ewe skielik in 2026 hierdie tussentydjie wees, waar hy nie woedend is oor die werke van die bose nie? Hy vat nie vakansie nie, hy is altyd dieselfde. Hy haat die onreg wat op hierdie aarde gebeur. En hy tree op deur sy kerk. So, wat verwag hy? Ek is oortuig daarvan, die Here verwag dat ons sal bid, dat die werke van die bose tot 'n einde gebring sal word. Miskien is daar so baie boosheid in die wêreld vandag, omdat ons as kerk nie bid dat die boosheid gestop sal word nie. Dink daaraan. Hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Want die kerk lyk soos wat die kerk lyk. Dit is die ongemaklike waarheid. So, wat doen ons? Wanneer ons die evangelie verkondig en profeteer, wat moet ons doen? As jy actually op die punt kom waar jy daar buite die evangelie verkondig en iets belemmer jou die hele tyd, bid dat die Here dit sal verwyder. En dan gaan daar groot dinge gebeur. Want dis hoe God optree. As ons in die Ou Testament lees, waar en wanneer God se volk bedreig word, of God se volk in die moeilikheid is, of God se volk heeltemal verval het, en daar 'n klein handjievol getroues oorbly. Dan sien 'n mens wat gebeur, God tree op. Goed, en wanneer hulle, vers 7, en dan plaas so dikwels as hulle wil ons, is ons profete wat die evangelie verkondig in die wêreld, wat wil dat die hemel gesluit word, dat daar geen reën val nie, dat ons mag het oor die waters, dat hulle in bloed verander word. Hierdie pla van Egipte, tekens en wonders van Egipte taal, hoor julle dit? Dis daai dinge wat gebeur, né? Selfde ding. Ons is in 'n Exodus, vanuit hierdie wêreld op pad hemel toe. Hierdie hoofstuk beskryf 'n Exodus. En ons is op pad uit. Wat het die Israeliete gedoen? Hulle het volke verslaan op pad. Hulle het volke vernietig. Hulle het volke met die ban getref. En daar waar hulle dit nie gedoen het nie, wat het gebeur? God het hom van hulle onttrek. Partykeer lyk dit vir my regtig asof ons gebrek daaraan om vir God se oordeel oor die boosheid van die boses te bid, 'n impak op die kerk het. Goed, gaan dink daaroor. Ek laat 'n groot gedagte in julle midde. En ek praat net soveel met myself in die opsig. En wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. So nou lyk dit goed. Hemel word gesluit omdat hulle bid, water word bloed, die wêreld word met plaag getref, dit lyk regtig, die kerk doen wat sy moet doen, die kerk bid vir God se oordeel, etc., etc., etc.
en dan kom die draak uit, die dier uit en hy maak hulle dood. So daar gaan dit weer, boem. En ons sien daai patroon. Lande in Europa wat vir baie lank die groot teologiese lande was, is nou die diere het opgekom en hulle vernietig, hulle doodgemaak. Nou, dit is prakties. Mens kan sien hoe hierdie prakties gesien kan word. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, maar waar ook ons Here gekruisig is. Baie moeilike vers daai, maar dit gaan oor die boosheid van die wêreld. Die hele wêreld kan sien dat die evangelie word nie sterk verkondig nie. Die kruisiging van die Here, weer eens gaan mens terug na die heilige stad motief in vers 2, hoofstuk 11 vers 2. En dan sou ook 'n baie mooi terugverwysing na Christus, dieselfde het tot in 'n mate met Christus gebeur, hè? Magtige dade kom doen, evangelie kom verkondig, hulle het hom doodgemaak. En dit het gelyk asof hy dood is. So die Fariseërs en die Sadduseërs moes baie bly gewees het. Ons is ontslaaf van die lastige man met die naam Jesus. Ons kan aangaan. Daai tyd wat Jesus in die graf was. En dan die paniek as hulle hoor Jesus het opgestaan, want hulle het geweet hy was die seun van God. Hulle wou hom net nie gehad het nie. So die Fariseërs en die Sadduseërs wat nie tot geloof het gekom het nie, is 'n tipiese voorbeeld van die heidene in die buitehof wat uitgesluit word. Sogenaamd gelowiges, maar eintlik vyande van Christus. En mense uit volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Weereens, antieke nabye Ooste, dit is die grootste insult wat jy kan gee om iemand nie te begrawe nie. Hulle lê in die strate vir almal om te sien en gespot te word. Dis 'n verskriklike ding wat hier gebeur. En weer eens, dit gebeur dan in die heilige stad wat dan ook genoem word Sodom en Egipte. So weer eens, dit wat eintlik Jerusalem moes wees, die plek van waaruit die evangelie verkondig word, is die plek wat dan Sodom en Egipte genoem word. En Jesus sê dit self, as die werke wat hier gebeur het, in sekere van die sondige stede gebeur het, Sodom en Gomorra. In elk geval, dan sou hulle lankal tot bekering gekom het. Maar julle kom nie tot bekering nie. Julle is teen my. Julle is aktief teen my. Juis julle wat my moet erken. Maar dan moet mens ook nie vergeet in die lig van Johannes 1, dat die wêreld moet Jesus ken nie, né? En na vers 11, en na 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. So hierso is die resurrection. En dit is baie belangrike deel van hierdie hoofstuk. Baie mense sal sê, hierdie hoofstuk is eintlik die middelpunt van Openbaring tot in 'n groot mate 'n opsomming van Openbaring. Hier's ongelooflik baie inligting en ek gaan baie vinnig oor. Hier's ongelooflik baie inligting in hoofstuk 11. Maar dan hierso het 'n mens daai tipiese Abraham-Isak beginsel. As jy werklik glo dat God is, dan glo en weet jy dat hy jou van die dooie af kan opwek. Dis hoekom daar in Hebreërs staan, Abraham het werklik vir Isak geoffer. Hy het Isak geoffer, selfs al het hy hom nie doodgemaak nie, het hy hom geoffer. Hy sou hom doodgemaak het, as dit op daai punt gekom het. En, dit is die seun van die belofte. So, hoe diep het Abraham sy geloof gegaan? Selfs al maak ek my seun nou dood, sal God hom weer lewendig maak, want sy belofte sê, hierdie sal die seun wees, uit wie my nageslag gaan kom. Dit is geloof. En dit is tot in 'n mate ook, ek dink, die groot hekkie waaroor ons moet kom, om nou 'n mooi anglisisme te gebruik. Is
wanneer ons werk hier op aarde doen, is ons so lief vir ons lewens, dat en ons gemaak en alles wat dan saam met ons lewens saamgaan, dat ons eintlik maar nie die evangelie verkondig nie, want dinge kan ongemaklik raak, of is ons bereid om die evangelie te verkondig, selfs al maak jy my dood. Want ek weet, ek gaan weer lewendig word. Ek weet, selfs al maak jy my nou dood, God gaan ander opwek, God gaan ander die boodskap en die lig van die evangelie laat voortgaan, met die kerk as die middelpunt, die ware kerk as die middelpunt. Hoekom? Want die kerk sal bly staan tot aan die einde. En dis ook hoe ons weet, dat daar tot aan die einde vrede op aarde in sekere dele van die wêreld sal wees. Want ons bid vir vrede ter wille van die kerk, en God verhoor daai gebed. So die wêreld gaan nie aan die einde een groot warzone wees nie. Daar gaan met die wederkoms van Christus areas en plekke wees waar daar werklik vrede heers, en waar dit goed gaan met die kerk. Goed. Reg groot vrees het op hulle geval, so hierdie het 'n impak. En dan is 'n mens bietjie opgewonde, want met so baie van die goed wat ons tot nou toe gelees het, is dit soos, dis nou te laat. Daar's nie meer tyd vir bekering nie. Onthou julle, ons het al daar gepraat, maar hierso het mens hoop, want daar val 'n vrees op hulle, en dan hoop 'n mens dat die vrees dan gaan lees. Ek wil net vers 10 lees. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle, en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. As jy die evangelie vir ongelowiges verkondig, pynig jy hulle. Want jy vertel vir hulle die waarheid van hulle bestaan. Dit maak seer om die evangelie te hoor, as jy in rebellie teen God staan. Goed, en dan, as jy verdwyn, dan sal hulle bly, en hulle stuur vir mekaar geskenke, so daar solidariteit onder ongelowiges, né? Hulle is saam bly. En dan kom die gees van God, en hulle gaan staan op hulle voete, groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. Weereens dui dit op die wêreldsbewustheid. Hierdie gebeur nie in die geheim nie. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hulle vyande het hulle aanskou. Moses, Elia, Christus, die profete, die kerk, selfde patroon. En in die uur, en dis baie mooi, né, dat as hy stem uit die hemel uitpraat met hulle en sê, kom op hierheen, dan dui dit weer eens daarop dat die hemel, God in die hemel was die hele tyd bewus van wat met hulle gebeur het. Hulle het nie alleen op aarde swaar gekry nie. Daar's weer eens hierdie koneksie tussen die hemel en die aarde. Dink aan Stefanus se kruisiging. Sy steniging, sorry. Dink daaraan. Hierdie man word met klippe doodgegooi. Daar's niks wat jy vir jouself in daai situasie kan doen nie. En hy sien die hemel geopen. God weet as sy kinders swaar kry. En in die ure het daar 'n groot aardbewing gekom, 1/10 van die stad het geval en 7000 mense het na die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Selfs die dood van God se profete en dit wat daarna gebeur, vul die wêreld met vrees, baie gaan dood, daar gebeur weer eers goeters op 'n kosmiese, baie groot skaal, en dan kom mense tot geloof. So op die einde van die dag dan, as ons weer terugkom na die voorbeeld van ISIS, dit lyk asof die evangelie nou in die Arabiese lande dood is, en asof hulle dood in die strate lê. Maar wat is die volgende stap nie? So, miskien kan 'n mens versigtig sê hierso, dat ons miskien in die volgende paar dekades gaan sien, dat in lande soos hierdie, waar dit lyk asof die Christene nie nou 'n kat se kans staan nie, asof die kerk gaan floreer. Wat gebeur in China? Hulle sê China is op die punt om die grootste Christelike nasie in die wêreld te word. Soos paar 100 jaar terug, toe China op die punt gestaan het. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar histories sou China 'n Christelike land gewees het. En toe het die Chinese regering dit gestop, 'n paar eeue terug. Die evangelie het so versprei in China, dat dit 'n bedreiging geword het. En dit is stamped out. Nou is China weer op daai punt. Ok, so mens sien 'n patroon. Die tweede wee het verbygegaan, kyk die derde kom gou.
So, as 'n mens nou hierdie bietjie kontekstueel en die breër lyne, en dis nou redelik waarvoor ek tyd het, en die breër lyne van die skrif begin raak sien, dan besef jy, hierdie verskriklik moeilike hoofstuk is eintlik 'n opgesomde evangelie. Dis eintlik wat dit is. Dit beskryf net die evangelie vir ons. En dan as mens begin lyne deurtrek, die volk Israel, Moses, Elia, Christus, Nuwe Testamentiese kerk, dan sien jy almal op dieselfde paadjie. Almal op dieselfde paadjie. Dit is hoe God werk met hulle wat binne die gedeelte van die tempel is, waar die altaar is, en daar binne aanbid en gemeet kan word, die getal, die uitverkore kinders van God. Baie mooi hoofstuk, né? Almal tevrede. Dis 'n vinnige oorsig. Okay, dis wat mense in 'n uur kan doen. Daar is besonder baie wat julle nog self oor kan oplees en alles, maar ek dink dit gee vir mense 'n goeie beginpunt. Oppas vir te veel nuwe details, nuwe goed. As jy onthou dat hierdie is 'n evangelie in die kleine, dan beskerm dit jou eintlik daarvan om te veel en te ver snaakse goeters te gaan vind. Goed, almal tevrede. Mandy, asseblief, pla my totdat ek die recording opgesit het, hoor. Moenie voel jy's lastig of iets nie. Sê vir my, hey Ben, waar's die recording? Okay, dis iets wat ek moet doen. En ek het plek op my foon gemaak vir die recording, maar in die proses het ek, toe lyk my die ander recordings gedelete. So, anyway, dis fine. Ons het die Bybel en die Bybel is genoeg. Dankie julle. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir u genade dat u ons hierdie tyd saam gegee het. Baie dankie vir die rykdom van u evangelie. Dankie dat ons mag weet dat ons bestaan hier op aarde vir ons oopgevlek is en duidelik is in die lig van dit wat u in die woord aan ons openbaar. Baie dankie vir die geskiedenis wat afgespeel het vir ons as 'n voorbeeld. Baie dankie vir ons Here Jesus wat ook hier op aarde as mens onder die mense kom lewe het en die pad vir ons gebaan het, en dat ons ook hierso mag lees wat dit behels om ons kruis op te neem en hom te volg. Ons vra dat u ons krag sal gee deur die Gees. Ons pleit by u vir u kerk oor die hele wêreld. Gee dat die rykdom van die waarheid van die evangelie ook sal seëvier. Ons pleit by u dat u die werke van die bose sal stuit, veral ook waar die kerk verskriklik vervolg word, maar ook daar waar die aanslag baie meer subtiel is. Stuit die werke van die boosheid ter wille van die kerk, ter wille van u kinders wat tot geloof moet kom. Gee dat daar vrede sal wees vir die kerk, dat die samelewing goed sal funksioneer en dat die kerk sal kan bestaan. Ons pleit by u vir hulle wat vervolg word en verdruk word. Skenk aan hulle u genade, maak hulle sterk, gee dat hulle lig en sout sal wees onder die omstandighede waarin hulle nou is, dat hulle ook werklik die vrug van hulle arbeid en van hulle getrouheid ook nog sal sien. Ons bid en pleit hierdie dinge in Christus naam.